Hoofstuk 60. Hierdie hoofstuk berus op Matteus 20 vers 20 tot 28, Markus 10 vers 32 tot 45 en Lukas 18 vers 31 tot 34. Die wet van die nuwe koninkryk. Die Paasfees was op hande, en Jesus het hom weer na Jerusalem gewend. In sy hart was die vrede van 'n volkome eenwees met die wil van die Vader, en met gretige afwagting het hy sy skrede na die plek van slagting gewend. Maar 'n gevoel van geheimsinnigheid, twyfel en vrees het die disippels beetgepak. Die Heiland het voor hulle uitgegaan, en hulle was verbaas, en terwyl hulle volg, het hulle gevrees. Weer het Christus die 12 na hom geroep, en nog duideliker as ooit tevore vir hulle vertel hoe hy verraai sou word en sou ly. Kyk, het hy gesê, ons gaan op na Jerusalem, en alles wat deur die profete geskrywe is, sal aan die Seun van die mens vervul word. Want hy sal oorgelewer word aan die heidene, en bespot en mishandel word, en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak, en op die 3de dag sal hy opstaan. Maar hulle het niks hiervan begryp nie, en hierdie woorde was vir hulle bedek, en hulle het nie verstaan wat gesê is nie. Het hulle dan nie pas oral verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom nie? Het Christus dan nie self gesê dat vele saam met Abraham, Isak en Jakob in die koninkryk van God sal aansit nie? Het hy nie beloof dat almal wat iets om sy ontwil opgeoffer het, 'n 100-foud in hierdie lewe en 'n aandeel in die koninkryk van God sou ontvang nie? En het hy nie aan die 12 besondere ereposte in sy koninkryk beloof nie, om op trone te sit en die 12 stamme van Israel te oordeel nie? En nou weer het hy gesê dat alles wat aangaande hom in die profete geskryf is, vervul sou word. En het die profete nie die heerlikheid van die Messiasryk voorspel nie? Met hierdie dinge in hul gedagtes, het sy verwysing na verraad, vervolging en die dood vir hulle vaag en nevelagtig geklink. Ongeag watter moeilikhede mag oopduik, hulle was oortuig dat die koninkryk weldra opgerig sou word. Johannes, die seun van Zebedeus, was een van die eerste 2 disippels wat Jesus gevolg het. Hy en sy broer Jakobus was onder die eerste groepie wat alles verlaat het om hom te dien. Hulle het huis en vriende blymoedig agtergelaat om by hom te wees. Hulle het saam met hom gepraat en gewandel. Hulle was by hom in private huise en op openbare vergaderings. Hy het hulle vrese gestil, hulle uit gevare gered, hul lyding verlig, hulle vertroos in hul leed, en hulle geduldig en sagmoedig geleer, totdat hul harte een met hom gevoel het. En in die ywer van hulle liefde, wou hulle graag die naaste aan hom in sy koninkryk wees. By elke moontlike geleentheid het Johannes sy plek langs die heiland ingeneem, en Jakobus wou ook graag so naby as moontlik aan hom wees. Hul moeder was 'n volgeling van Christus, en het onmiddellik met haar besittings gedien. In haar moederliefde en ambisie vir haar seuns, het sy vir hulle die ereplekke in die nuwe koninkryk begeer. Sy het hulle aangemoedig om dit ook te vra. Saam met die moeder en haar seuns na Jesus gegaan en hom gevra om die versoek van hul harte toe te staan. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy gevra. Die moeder het geantwoord, sê dat hierdie 2 seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan u regter en een aan die linkerhand. Jesus kyk hulle geduldig aan. Hy bestraf nie hul selfsug om voorkeur bo hul broeders te vra nie. Hy lees hulle harte. Hy weet hoe innig hulle aan hom geheg is. Hul liefde is nie blote menslike geneentheid nie. Al is dit besoedel deur die aardsheid van die menslike kanaal, is dit 'n uitvloeisel uit die fontein van sy eie reddende liefde. Hy sal nie bestraf nie, maar hulle net verdiep en reinig. Toe sê hy, kan julle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink, en gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word? Hulle onthou nou sy geheimsinnige verwysing na lyding en beproewing, maar antwoord vol selfvertroue, ons kan.
Vir hulle sal dit die hoogste eer wees om hul trou te bewys deur alles wat hul Heer mag oorkom saam deur te maak. Die beker wat ek drink, sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, het hy gesê. Voor hom wag 'n kruis pleks van 'n kroon, met 2 misdadigers as metgeselle aan sy linker en regterhand. Johannes en Jakobus sou deel in hul meester se lyding, die een as eerste van die broers wat met die swaard gedood sou word, die ander as die een wat die langste arbeid, smaad en vervolging sou moes verduur. Maar om te sit aan my regter en aan my linkerhand, het hy voortgegaan. Berus nie by my om te gee nie, maar dit is vir hulle, vir wie dit deur my Vader berei is. In die koninkryk van God word voorrang nie met gunste behaal nie. Dit word nie verdien nie en ook nie arbitrair toegeken nie. Dit word deur karakter bepaal. Die kroon en die troon is sinnebeelde van 'n toestand wat bereik is, simbole van selfoorwinning deur ons Jesus Christus. Baie later, toe die disippels deur gemeenskap met sy lyding een met Christus geword het die Here aan Johannes geopenbaar wat die voorwaarde is om na aan hom in sy koninkryk te staan. Aan hom wat oorwin, het Jesus gesê, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en my nuwe naam. Openbaring 3 vers 21 en 12. So het die apostel Paulus geskrywe, want ek word alreeds as drankoffer uitgegiet, en die tyd van my heengaan is naby. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee. 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8. Die een wat die naaste aan Christus sal staan, sal hy wees wat op aarde die diepste gedrink het uit die gees van sy selfopofferende liefde. Die liefde wat nie groot praat nie, wat nie opgeblaase is nie, wat nie sy eie belang soek nie, wat nie verbitterd word nie, en wat geen kwaad toereken nie. 1 Korintiërs 13 vers 4 en 5. Die liefde wat die disipel daartoe dring, soos dit ons Here gedring het om alles te gee, om selfs tot die dood toe te lewe en te arbeid en op te offer vir die redding van die mensdom. Dit is die gees wat uit die lewe van Paulus straal. Hy het gesê, vir my is die lewe Christus. Want sy lewe het Christus aan die mense geopenbaar en die sterwe wins vir Christus. Die dood self sou die krag van sy genade bewys en siele vir hom insamel. Dat Christus groot gemaak sal word in my liggaam, het hy gesê, of dit deur die lewe of deur die dood is. Filippense 1 vers 21 en 20. Toe die ander 10 hoor watter versoek Johannes en Jakobus gestel het, was hulle ontevrede. Elkeen van hulle het na die ereposisie gestrewe, en hulle was kwaad dat die 2 disippels hulle skynbaar voorgespring het. Weer het dit gelyk asof die vraag wie die grootste moet wees opnuut wou opduik, toe Jesus hulle na hom toe roep en vir die onwaardigde disippels sê, julle weet dat die wat gereken word as owerstes van die nasies oor hulle heers en hulle groot manne oor hulle gesag uitoefen, maar so moet dit onder julle nie wees nie. In die koninkryk van die wêreld beteken posisie selfverheffing. Die volk was veronderstel om vir die voordeel van die heersende klasse te lewe. Vir die leiers was invloed, rykdom, opvoeding net soveel middele om beheer oor die massas te verkry. Die hoër stande was daar om te dink, te besluit, te geniet en te regeer. Die laer stande om te gehoorsaam en te dien. Godsdiens was, soos alle ander dinge, 'n kwessie van gesag. Van die volk is verwag om te glo en te aanbid, soos hulle meerderes voorgeskryf het. Die reg van die mens om as mens vir homself te dink en op te tree, is hoegenaamd nie erken nie. Christus het sy koninkryk op ander beginsels geskoei.
Hy het manne geroep, nie om gesag uit te oefen nie, maar om te dien. Die sterke moes die gebreke van die swakke dra. Mag, posisie, talent, opvoeding het die bekleer daarvan onder groter verpligting geplaas om sy medemens te dien. Aan selfs die geringste van Christus se disippels word gesê, dit is alles om julle ontwil, 2 Korintiërs 4 vers 15. Die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Onder sy disippels was Christus in elke opsig 'n versorger, 'n lasdraer. Hy het in hulle armoede gedeel, homself om hulle ontwil verloon. Hy is voor hulle uit om moeilikhede uit te stryk, en weldra sou hy sy taak op aarde afrond deur sy lewe neer te lê. Die beginsel wat Christus gemotiveer het, moet die lede van die kerk wat sy liggaam is, besiel. Die grondslag en patroon van verlossing is die liefde. In die koninkryk van Christus is hulle die grootste wat sy voorbeeld volg en wat optree as herders vir sy kudde. Paulus se woorde toon die waardigheid van die Christelike lewe. Want alhoewel ek van almal vry was, het ek my aan hulle almal diensbaar gemaak. Ek soek nie my eie voordeel nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. 1 Korintiërs 9 vers 19 en 10 vers 33. In gewetenssake moet die siel heeltemal vry wees. Niemand mag 'n ander se gees beheers nie, of vir 'n ander oordeel of sy plig vir hom voorskryf nie. God gee aan elke siel die vryheid om te dink en sy eie oortuigings te volg. So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Niemand het die reg om sy eie individualiteit op 'n ander af te stempel nie. In alle sake waar beginsel op die spel is, moet elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Romeine 14 vers 12 en 5. In die koninkryk van Christus is daar geen baasspeelery en geen dwang nie. Die hemelse engele kom nie na die aarde om te regeer, om aanbidding af te dwing nie, maar as boodskappers van genade, om met mense saam te werk ter opheffing van die mensdom. Die beginsels en die einste woorde van die Heiland het in al hul skoonheid in die geheue van die geliefde disipel gebly. Tot aan die einde van sy dae was die kern van sy getuienis aan die gemeentes. Dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê, 1 Johannes 3 vers 11 en 16. Dit was die gees wat in die vroeë kerk geheers het. Na die uitstorting van die Heilige Gees was die menigte wat gelowig geword het, een van hart en siel, en die een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie, want niemand onder hulle was behoeftig nie. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal. Handelinge 4 vers 32, 33 en 34.